Ok, kom ons sak bietjie in die woord in met die tyd wat ons tot ons beskikking het. En ons het so 'n bietjie gepraat oor die konsep van dat God wat God bou. Ok, ons kan nie net meer in die dag waarin ons leef en so aan, maar net meer kerk hou en kerk hou en kerk hou en kerk hou nie. God is besig om iets te bou en voor te berei. Nou wat bou God? Hy het aan die begin gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So die God wat onsienlik is, wou homself sigbaar maak. Né? En hy het mense gemaak en hy het hulle op die aarde gestel om hom te verteenwoordig, sy beeld uit te dra. En sedert Adam en Eva die plot verloor het, is alles gerig op God kom terug na wat hy gaan bou. Wat hy gaan bou. En die dag as daai beeld en gelykenis en so vervolmaak is, dan sal ons die Here sien soos hy is, né? En daar's so baie skrifte om dit te bevestig. Ek het laasweek vir julle gewys 1 Korintiërs 15 sê, soos ons die beeld van die aardse gedra het, sal ons die beeld van die hemelse dra. En so God is besig met bouwerk en deur die van na Adam hulle af het God gedurig deur ek wil amper sê deur prentjies, deur fisiese goed gewys wat hy in gedagte het en gehad het. Wat hy nog altyd in gedagte het en waarheen hy ons gaan terugbring. Soveel so dat Romeine 8 sê ons is geformeer, né, gepredestined om terug te kom om na die beeld en gelykenis van die seun van God. Dis waarvoor ek en jy hier is. Dis die hele doel van ons bestaan. Alles wat jy doen, alles wat jy in die lewe bereik, alles waarheen jy wil gaan, moet hierdie doel dien, moet agter hierdie punt ingerig wees om terug te kom na die beeld en die gelykenis van God. Nou hoe kom jy daar? Jy bou dit. Jy bou dit. Ons moet die kerk bou, ons moet bou wat God gesê het, ons moet bou. In die Ou Testament kom die Here, dan sê hy vir Moses, hy sê ek gaan jou op die berg opvat in my heerlikheid en ek gaan jou wys hoe lyk die hemelse dinge. Met ander woorde, hoe lyk dit waar ek woon? En dan moet jy vir my op die aarde 'n woonplek gaan bou. Onthou, hy was by Adam hulle in die tuin en na dit kom hy terug en hy sê vir Moses, ek wil by julle kom woon, maar jy moet vir my die plek bou waar ek gaan woon. It's amazing, né? God sê nie net ek is hier by julle nie. Hy sê ek wil by julle kom bly, maar ek kom in 'n plek bly wat my gaan verteenwoordig. En nou gaan ek jou wys sodat jy dit kan bou volgens wat ek wil hê, hoe ek wil woon en ultimately hoe jy gaan lyk. Dis die wonder van die prentjie daarvan hoe jy gaan lyk. En ons weet Moses gaan op die berg en hy kom terug en daar's ander skrifte ook wat vir ons sê hy moes hierdie tabernakel maak, Hebreërs 8, en hy moes dit voltooi volgens wat hy op die berg gesien het. Hy moes dit korrek bou, hy moes dit planmatig, God is geweldig planmatig en Moses moes dit in presisie bou soos wat hy dit gesien het. My broeder en suster, nou hoekom ek dit sê, dit bring my terug na my en jou toe. Daar's 'n manier hoe ek en jy moet lyk. Daar's 'n manier hoe ek en jy moet gebou word. Daar's 'n manier hoe ons huise moet lyk, ons huisgesinne, ons kinders, ons mense. Daar's 'n manier hoe my persoonlikheid en my goed georden moet word om God te kan verteenwoordig. Jy weet, it's amazing, laat die Bybel 'n skrif sê, soos Paulus sê soms so tussen, en dan sê hy, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Byvoorbeeld, is net, ek vat nou sommer net 'n wille voorbeeld. En sulke tipe goed, God het 'n plan, hoe ek en jy moet lyk as ons wil kan sê, come and see what my God looks like. Nou, byvoorbeeld, ek het gister met die ouens gedeel, die gedagte kom by my op. Jy weet, as ons wil kan sê, come and see the beauty of our God, kom kyk hoe lyk God, byvoorbeeld in die huisgesinne wat ons bou, dan moet ek en jy kan sê, kom kyk na my huisgesin, kom kyk na my vrou, kom kyk na my kinders, kom kyk hoe hulle gevorm, kom kyk hoe leef hulle, kom kyk hoe gehoorsaam is hulle, al hierdie tipe goed, moet ons vir mense kan sê, kom kyk na die beauty van my God.
Julle hoor wat ek wil sê, ouens, dis nie cheap goed hierdie nie. Dis moeilike goed hierdie, maar dit bepaal die lewenswyse wat God vir ons het, want God is planmatig. Die Here is nie deur mekaar nie. God is nie haphazard nie. God laat nie alles net aan my en jou oor en hy sê bou wat jy wil, ek sal dit kom bewoon nie. Nee. God gaan nie dit kom bewoon wat baie mense bou nie. Hulle lewe is deur mekaar, hulle lewe is ongedissiplineerd, hulle lewe is onplanmatig, hulle attitudes en hulle goed stink en dan moet God dit net aanvaar en dit seën. Bless my mess, né? En ongelukkig gaan dit nie so werk nie. In hierdie dae waarin ons meer verantwoordelikheid en meer openbaring en so aan, is God besig om iets te skaaf en te bou wat meer en meer soos hy gaan lyk. Dit is belangrik dat ons dit reg bou. En ouens, ons moet in elke faset van ons lewens en ons huise moet ons hierdie goed begin doen. OK, nou ek wil ons het gepraat oor die draers van die patrone van God. En daar's 'n interessante skrif en konsep wat ek gou met u wil deel. Slide 4 asseblief, Baris. Kyk gou hierdie, dis ek het uit een van die uit 'n kommentaar uitgehaal. Verskoon nou die Grieks en die so aan, maar dis net dat u kan 'n begrip kry van wat ek wil sê. The tabernacle and its furnishings, dit wat Moses moes gebou het, were to be made according to the, en daar's 'n Hebreëse woord, tapniet. Nou ek sê dit spesifiek vir jou, ek wil nou nie in die tale ingaan nie, maar is 'n spesifieke rede hoekom ek vir u sê. Wat hy in hakkies sit, plan, had to be built, made according to the plan God had shown Moses in the mount. Specifications for the tabernacle, the ark of the covenant, the table for the bread of the presence, etc., included dimensions, material, design, and even color. Kan jy dink dat God so spesifiek is, né? Die ding kan nie lyk soos hy wil nie. Baie ouens vandag lyk soos hulle wil. Maar die goed kon nie lyk soos hulle wil as God dit wou bewoon het nie. Ons het laasweek gesien van Dawid, van die planne wat hy vir Salomo gesê het. 1 Kronieke 28, slide 7. En hy het aan my gesê, jou seun Salomo, hy sal my huis en my voorhoewe bou, want ek het vir hom my seun verkies en ek sal vir hom 'n vader wees. En Dawid het aan Salomo 'n voorbeeld gegee van die voorportaal en die daarbey behoorende geboue van sy skatkamers, sy bovertrekke, sy binnevertrekke, van die vertrek van die versoendeksel en 'n voorbeeld van alles wat by hom in die gees was. Een vertaling sê, all that the Spirit had put in his mind, né? Wat in die gees was, van die voorhoewe van die huis van die Here, van al die kamers rondom die skatkamers, van die heilige gawes, van die afdelings van die priesters, die leviete, die dienswerk, die huis van die Here, al die gereedskappe vir die diens in die huis van die Here. Dit alles, al die werke van die voorbeeld, alles, het hy my geleer volgens 'n beskrywing uit die hand van die Here wat oor my was. Dis Dawid se woorde, wat presies hoe dit gebeur het, wat dit beteken, weet ons nie spesifiek nie, maar die feit is, Salomo het 'n plan en spesifikasies gekry, so Salomo kon nie bou wat hy wil nie. Sê gou amen op daai een. Salomo kon nie bou, my broeder en suster, weet jy wat, een van ons grootste vyande vandag, om die werk van die Here te doen, is ons onafhanklikheid. Mense se onafhanklikheid, mense laat hulle nie sê nie, mense laat hulle nie voorskryf nie, mense wil self hulle eie pad kies en hulle eie ding doen, en die Here werk nie so nie. God het 'n uitgewerkte patroon. Is dit reg? Onthou dit, as jy weer die Bybel lees, kyk bietjie na hierdie God. God het 'n uitgewerkte patroon. God laat niks aan my en jou imagination oor nie. Want hoekom? Want hy bring hemelse dinge. Ek het laasweek vir u gelees Hebreërs, waar was dit gewees? Wat sê, Moses het 'n afbeelding van die hemelse dinge gemaak. Die tabernakel was 'n afbeelding van wat hy in die hemel gesien het. Imagine die gebed van die Here, né? Laat die koninkryk hom laat hy wil soos in die hemel so op die aarde. Moses het 'n afbeelding van hemelse dinge gebou. Hy het nie net 'n tabernakel gebou nie. Hy het spesifikasies gehad en God was baie spesifiek oor wat hy gaan bou. Nou wat beteken dit vir my en jou prakties? Ek wil jy moet dit onthou.
as ons na die Nuwe Testament toe gaan later, dan gaan ons voorskrifte sien van hoe die Here my en jou huwelik wil bou. Is dit reg? En ja, ek soek 'n beter een. So jy kan nie in jou huis lewe soos jy wil nie. You won't have the glory of God to show others. Julle hoor wat ek wil sê? Jy kan nie, ouens, jy kan nie meer net doen wat jy wil nie. Daar's 'n spesifikasie en daar's 'n patroon, en omdat mense onafhanklik is, lyk die wêreld soos hy vandag lyk. Want ons test drive ons trou om te test drive. Sorry vir die woord. Maar dis presies wat ons doen. En if I don't like the car, I choose another one. Is dit reg? Ja, verseker. Dis die ewel van ons tyd. Maar dit kom uit ons onafhanklikheid uit, because we cannot follow instructions. Omdat ons nie by die plan van die Here kan hou nie. En Dawid sê vir Salomo, hy sê, alles wat ek voorberei het, los ek vir jou. Ek het vir jou die hele spul voorberei. I made provision, I made preparations, en ek los dit vir jou. Nou kom ons kyk gou slide 19. Synonyms vir tapniet. Hierdie tapniet, hierdie Hebreëse woord van plan. Ek wil net gou dit onder die aandag bring. Sinonieme met dieselfde betekenis are not easily differentiated from each other. Maar kom ons kyk nou die betekenisse. Byvoorbeeld, die een kom van die wortel af wat beteken kind. Sien julle daar in hakies kind, soort, né? Soort. Suggests resemblance, representation. Another van 'n ander wortel wat beteken like is used in the sense of copy, likeness or image. In other contexts, tapniet is better rendered likeness. Né? Copy, likeness, image, kind, resemblance, representation. Al hierdie goed is betrokke. Nou kom ons lees Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly. Brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Nou verstaan hoekom ek hierdie ding vir julle lees. Vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here nie jou huis bou wat jy bou nie, te vergeefs bou jy. So met ander woorde, if you don't build according to the plan, is dit te vergeefs. Hoor julle wat ek sê? As jy nie volgens die plan bou nie, bou jy verniet. Hierdie woord het ook te doen met kinders en die bou van 'n familie. Nou, dit gaan oor kinders, nageslagte en ook fisiese bou. Sarah sê vir Abraham, toe sy op 'n stadium toe sê sy, ek kan nie kinders voortbring nie, vat my slavin, dat ek uit haar uit gebou kan word. Né, dis die konsep, die Bybelse konsep van dit. Nou hier's die betekenisse: to build, to rebuild, establish, cause to continue. Daar sê, cause to continue. To build a house of establish a family. To be built, rebuild, establish, made permanent. Afgeleide woorde is hierdie woorde. Kyk hier, structure, building, pattern of plan. Onthou nou, want ek gaan nou vir die betekenis gee. Structure, building, pattern of plan. Nou die woord wat hy daar gebruik vir build in Psalm 127, as die Here die huis nie bou nie, is die Hebreëse woord bana. Gee op my volgende slide, bana. Bana as construction refers to houses, cities, towers, altars, and idiomatically to bring about increase in offspring. Synonyms are establish and make. A striking amount of detailed instruction is given about the building of these structures in which God delights. Nou volgende, die woord tapniet, né, wat hy gebruik. Waar kom tapniet dan vandaan? Daai woord was bana. Okay, die woord tapniet beteken pattern
plan, form, image, likeness. The tabernacle and its furnishings were to be made according to the tapnit of the plan God had shown Moses in the mount. Nou terug na Psalm 127, die woord ben. Nou luister mooi, die woord, dis interessant, as jy nou studie maak en jy bestudeer die woord, dan jy werk tog met 'n taal, is dit waar? Jy werk met tale, so jy moet kyk na sekere konstruksies en sekere eienskappe in taal, en een van hulle is, jy kry nie net 'n woord nie, jy kry 'n familie van woorde. Met ander woorde, jy kry 'n woord en as woorde wat van hom afgelei word. Daar's verskillende konstruksies van die woord wat verskillende goed beteken, maar dis dieselfde, as ek nou kan sê, groep of familiewoorde as jy dit verstaan. Nou hierdie woord, luister mooi, as die Here die huis nie bou nie, bana, in sy familie is die woord tapnit, plan. Met ander woorde, jy kan amper sê dieselfde woord in 'n sin. Julle hoor wat ek wil sê, nee. Dieselfde groep woorde. En weet jy wat dieselfde woord in daai groep is? Die woord ben. Weet jy wat beteken ben? Is seun. Seun. Bou, structure, plan, son. Almal deel van dieselfde groep woorde. Nou kom ons kyk na hierdie woord ben. Son, grandson, child, member of a group. Male child, occurring almost 5,000 times. Ben is basically, but not exclusively, a reference to the male offspring of human parents. The Old Testament places great value upon having a son. The original life from God and the image of God is passed on in the son. Wat was Adam? Hy was die seun van God. Wat is ek en jy? Hoekom is ons seuns van God? Passing on what is in God. Om God te verteenwoordig. A man achieves social continuance through his son. It is against this value that the pain of the loss of an only son must be understood. En God het die proses begin herstel deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. En onthou, die groot en einddoel is om ons terug te kry by die beeld en die gelykenis van God. So onthou die woorde, of maak nie saak, sê nie onthou nie, tapnit, bana en ben, is alles deel van dieselfde woord. Dit het te doen met bou, familie, plan. Bou, seun, familie, plan. Bou, seun, familie, plan. So wat wil ek daardeur sê? As ons wil bou volgens die plan van God, sal ons moet bou deur die plan van vaders en seuns. Daar's nie 'n ander manier om te bou nie. Ons bou nie meer deur kerkstrukture nie. Die manier wat ons bou is deur 'n Vader en 'n Seun. Daar is nie 'n ander manier wat ons die ding gaan regbou sodat God hom gaan kom bewoon nie. Hoor julle wat ek wil sê? Daar is nie 'n ander manier wat ons God gaan verteenwoordig nie. Daar is nie 'n ander manier waardeur ons kan sê, come and see the beauty of our God. Jy sien in die verlede, soos ons kerk gebou het, dan sê ons, come and see the beauty of our God, en môre oormôre, dan breek daar onmin tussen ouens uit, en dit skatter, en dis vuur, en dis donderslag, en dis dinge, nou bly niks oor nie, is een groot ontploffing. Wat het ons om te wys? Wat het die kerk om te wys deur al die jare en eeue tot nou toe? Maar nou het die Here in hierdie tyd, het hy die plan gegee, vir die anointing wat hy opgerig het om in hierdie eindtyd hierdie ding reg te bou, en dit is die gees van die apostoliek. En dit het ek met u behandel al die vorige paar weke. Jy kan dit self gaan lees in die boek van Handelinge. Paulus sê in 1 Korintiërs 10, hy sê 1 Korintiërs 3, hy sê die grace wat ek ontvang het, toe God my as apostel geroep het, het ek 'n sekere toebedeling ontvang, en hierdie ding het gemaak dat ek niks anders kan doen as om God se plek reg te bou nie. En God se plek is mense, amen. Dis nie kerke, is nie geboue nie. Die ding is gebou beplan deur 'n argitek en gebou deur 'n bouer en al daai goed en so aan. God bou mense. Sê gou, God bou mense. God bou mense, hy stel belang in mense. Ok, nou, saam met dit wil ek gou vir u ietsie hanteer. Uit 'n reeks wat Randolph onlangs gedoen het.
En ek het nou nie tyd gehad en daar's nie tyd om al hierdie goed in diepte te behandel nie. So ek het dit so in die Engels behou soos wat dit is. En ek wil dit gou in opeenvolging met wat ons tot hier toe gedoen het nou met die so 'n stukkie daarvan hanteer. Kyk gou hierdie opskrif, punt 3. God sets saints in families. The significance of the setting of saints in spiritual families. Okay. Kom ons gaan verder. God determines where a person should be placed in a specific local church or spiritual family. Luister mooi. This setting is strategic and clinical and is God's determination. Dis absoluut teen die gedagte wat ons het. Die gedagte wat ons het is, ek gaan waar ek wil en jy sal my nie sê nie. Is dit reg so? OK, maar die woord sê iets anders. Die woord het 'n ander bouplan. Ons het vanmôre hierso met die orkes, toe praat ons hierso, as ons hierdie ding kan regkry, as ons hierdie ding van vaders en seuns kan regkry, ouens, dan gaan daar niks wees wat die beauty van die kerk sal kan oortref nie. Biliam word gekry om die volk te kom vervloek deur koning Balak, en toe hy die volk so van die kant af sien, en hy sien hoe pragtig hy opgestel is. Die een vertaling sê, when he saw how Israel were camping in family setup, toe kom die gees van die Here oor hom, en hy profeteer bietjie anders as die vorige keer. En dis wat God vir ons wil hê. Nou goed, kom ons kyk 1 Korintiërs 12:18. Maar nou het God elkeen van die hele liggaam in die liggaam gestel soos hy gewil het. Soos wat? Een vertaling sê, but now God has placed the members, each one of them in the body, just as he has. Wow. Just as he has desired. Luister mooi, ek wil jy moet baie mooi luister. ESV sê, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. New King James, God has set the members, each one of them in the body, just as he pleased. The Amplified say, but now as things really are, God has placed and arranged the parts in the body, each one of them just as he willed and saw fit, with the best balance of function. Nog een sê, but our bodies have many parts, and God has put each part just where he wants it. God has put each part just where he wants it. Glo jy hierdie is die liggaam van Christus? Dan moet ons hom begin reg bou. Hier sê nou maar. Sê nou maar my voet. Raak nou ewe skielik suur. Sê nou maar hy raak suur vir my hand of vir die enkel. En hy besluit nou ek gaan nou nie werk nie. Ek gaan nêrens heen nie, maar ek weier om te werk. Dink jy ek gaan gerieflik wees? Dink jy ek gaan kan doen wat ek moet? So elke ou wat in die body gesit is en nie sy kant bring nie, is so voet. So nommer 1, maak jou mind op, waar het God jou gesit? Ag, sê gou amen toe. Julle maak my verskriklik bekommerd as julle so stil is. Julle hoor wat ek wil sê, want daar's 'n klomp suurvoete in die kerk. Nie die reuk nie, hulle het suur geraak. Die suurtiere. Daar's so baie mense offended vandag. Hy beteken sy het net offense gevat. Waar kom ons aan die goed? As ek nie aan jou verbind kan wees en sê, luister, ons gaan hierdie ding saam deursien, ek is aan jou verbind en ek sal dit met jou gaan, ek sal saam met jou graf toe gaan. Dink jy wat kan ons bou? Maar ons los altyd 'n agterdeur oop. Want môre oormôre maak die pastoor my dalk kwaad. En hy groet my dalk nie in die dorp nie. Of wat ook al. Weet jy, en ons verhoudings is so cheap.
en so vlak en ons kan niks van waarde bou in die aarde nie. Ons kan niks bou wat ons vir ander kan sê come and see nie. Dis tyd om dit om te draai. Nou die woord set. Julle het nou gesien God het in die gemeente gestel, né? God has set in the church soos hy gewil het. Nou hierdie woordjie set, gee vir my daai slide. Daar's nou nog 'n groot woord, as die kat hom kry, gaan hy dit verseker nie maak nie. To set of put or place a person or thing, to put, to lay down, to set in the proper place, to assign a place. Nou kom ek lees gou vir die verder. The word set is a Greek word, daai woord which means, kyk hierso, to place a person or thing, to put or lay down. It also has the idea of a placement in the proper place in the sense of assigning one to a very specific placement. It is God's conscious and very deliberate design to anchor one within a local church of God's choosing. Kan iemand amen sê? The Greek word for set, as indicated above, implies a clinical and strategic placement of your soul under the care and custody of a spiritual leader or father who leads a specific spiritual family of church. The word also implies the setting forth of a strong foundation. Hierdie woord het ook die idee van om 'n fondasie te lê, om 'n sterk fondasie te lê. Kyk 'n bietjie waar kom hierdie woord ook vandaan. Lukas 6:48 waar hy ook gebruik word. He is like a man which built a house and digged deep. Check die voorbereiding, né? Built a house, dis sy voorneme, sy voorbereiding, he dig deep and laid the foundation on a rock. Laid the foundation on a rock, and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Wil jy jou lewe bou op 'n rots, word ingebou waar God jou sit. Hallo? Ek sal vir die wys vorentoe, dis in hierdie notas, maar gaan nie tyd daarvoor kry nie. Die term the church in the wilderness. Nou, God verwys na die Israeliete se kamping en alles. The church in the wilderness. Ons gaan 'n bietjie kyk na die opset en die struktuur en die beplanning van God, wat hy alles daar gedoen het. Soveel so dat hierdie selfe profeet, hierdie skarminkel Biliam, toe hy hierdie ding sien, toe sê hy, hoe lieflik is jou tente, o Israel. Hy sê, hoe kan ek vervloek wat God geseën het? God seën as ons reg bou. Sê gou amen. God will not bless our mess. En dan sê hy, daar's geen kurs teen Israel nie. Ek kan nie 'n kurs teen Israel spreek nie, want God het hom geseën. Hoekom? Want hy's opgestel in die ordes wat die Here bepaal het. Wow. En weet jy wat het Israel gevang? Ek wil aansluit by wat Julian vanmôre gesê het, dit wat hy oor homself gebring het. Daarna. 1 Korintiërs 3 vers 10, slide 51 asseblief Paris. Hier is die skrif. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Kom ons kyk gou die Engels. According to the grace of God given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. Selfe woord as God het in die gemeente gesit. I have laid the foundation. Kan jy dink hoe min fondasies het kinders van die Here deesdae? Dis net so, dan offend iets hulle of iets sit hulle af of iets vat hulle weg of iets, en hulle is nie meer te sien nie of hulle geloof taan of hulle val terug of wat ook al. Dis net so vandag. Daar's niks meer fondasie nie, daar's niks meer vasbyt nie.
All of this is governed by the genius and wisdom of God for you. He knows where you need to be and will locate you there. Also, your placement there is vital for healthy growth of that spiritual body in love to accomplish specific divine purposes attendant with it. The Holy Spirit sets sons in a house the way He sees fit for the dispensing of unique grace, the best balance of function and the fulfillment of corporate purpose. This setting aims to build the family of God through establishing an ethos, 'n werksmetode of fathering, sonship and brotherhood. Okay, luister mooi. It is vitally important to belong to the right spiritual family that has determined for you. Some folk who are lone rangers and are not a part of a healthy household of faith, of church, are prone to diverse errors, deception, and stagnated spiritual growth. The individual son of God is strategically placed by God in a corporate spiritual family for their nurturing, growth and protection. Nou kom ons kyk gou op Psalm 68. 'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Hy lei die gevangenes uit in voorspoed, maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. Fenominale skrif. Kom ons lees dit gou in die Engels. A father of the fatherless and a judge for the widows is God in His holy habitation. Luister mooi. God makes a home for the lonely. He leads out the prisoners into prosperity. Only the rebellious dwell in a parched land. Alles skrif wat met mekaar te doen het. Weet jy wat sê vers 6 in een van die vertalings? Hy sê, God sets the lonely of the solitary in families. God sets the solitary in families. As jy weer gaan lees die skrif en jy sien die woorde wees en weduwees, dan sien jy wat 'n hart het God vir hulle. Hoekom? Dis 'n prentjie van hoe die kerk lyk. En dis 'n prentjie van wat God wil regmaak. Hoe maak God dit reg? Hy maak dit reg deur hulle in 'n family te sit. Hy het 'n family wat ons noem 'n gemeente, 'n kerk, en hy wil hulle in 'n family sit waar hulle kan groei en gevoed kan word. En weet jy wat kom ons mee vandag en ons sê, ek is die kerk. Pastoor, ek het nie meer die kerk nodig nie. Jy's oudtyds. Ek is die kerk. En wie wat voel ek dan lus om vir hom te sê, jy's van die duiwel af. Maar ek mag dit mos nou nie sê nie. Maar jy sien, dis die rebelsheid wat daar is. Hoekom? Want hierdie goed word gecounter. Want die vyand weet wat 'n beskerming daar in 'n gemeente is. As 'n gemeente reg werk, ek gaan Woensdag aand met die leiers bietjie hierdie goed hanteer. Weet jy wat? Tamu sê, een nag bel 'n ou hom wakker en die ou sê vir hom, weet jy wat? Die Here het my gewys, jy's 'n shield in die gees vir baie mense. En hy sê het hom eintlik vervies dat die ou hom die tyd bel en hom nog dit ook vertel, want hy glo dit nie. Hy sê God is my shield. Julle ken mos die skrif nou. The Lord God is a sun and shield. He gives grace and glory. Julle ken dit, né? En weet jy wat? Hy sê hy gaan ondersoek die skrif. En hy sien dat dit eintlik in die woord van die Here is. Weet jy wat sê Dawid? Dawid sê vir Nabal, julle onthou daai Nabal en Abigail, né? Die storie met Dawid en so aan. Nabal se naam beteken dwaas. Dawid sê vir hom, toe hy nou bietjie sy rug styf maak, toe sê Dawid vir hom, weet jy wat? Die tyd wat ek by jou was, het jy nie een dier verloor nie. Jy het nie een ding verloor nie. Daar was beskerming, daar was covering. Ons wil mos nie die woord covering hoor nie, want dit mos 'n vloekwoord geword, né? Daar was covering vir jou terwyl ek naby jou was. Wie wat sê Paulus in Handelinge 20:35 vir die ouderlinge van Efes? Hy sê, die oomblik as ek waai, sal die wrede wolwe onder julle opstaan. Wrede wolwe, hulle word nou onderhou deur die covering wat ek vir julle is, maar die oomblik as ek gaan jy die goed sien. Daar's 'n covering, daar's 'n shield in die gees.
deur 'n Vader wat vir seun sorg. Dis die wy wat ons moet bou. Dis die dinge, daar's beskerming. Maar ons is so onafhanklik dat ons sê niemand sal vir my, God is my shield. O nee. God is my shield. Ek het nie dit nodig nie. Gaan lees bietjie die woord, gaan kyk 'n bietjie. Nou sê hy, kom ons lees dit gou in die Engels weer daai skrif. His habitation. Kom ons lees gou weer net daarbo. A father of the fatherless and so on. Nou goed, his habitation is a dwelling place for his person and presence, né? God in his holy habitation. Luister mooi. God in his holy habitation is a father of the fatherless and a judge for the widows. A father of the fatherless and a judge for the widows is God in his holy habitation. Waarvan praat hy? God in his church. Julle hoor wat ek wil sê? As ons reg bou, gaan ons dit goed sien. Dit laat my dink aan daai ding, daai skrif wat sê my maker is my man. Ken julle dit? Nee, daai tipe goed. Wat beteken en wat impliseer dit nog verder? Emancipation, vrymaking from any imprisoning, inhibiting or stifling dynamic. Nee, waar hy sê he leads out the prisoners into prosperity. Hulle wat gevang is in hierdie fatherless ding en so aan. He wants to lead them out into prosperity. Waar? In 'n huis. Prosperity in all its forms. Rebellion is alternative to full integration into a spiritual family. Only the rebellious dwell in a parched land. And daar is absence of prosperity and provision. Nou, ek wil gou vir die kommentaar vinnig lees. The rebellious are spotlighted as standing aloof of away from this spiritual family of God, the church, and thus are prone to the absence of provision. Luister mooi, my broeder en suster, luister mooi. Die gemeente en die huis is die plek waar God vir jou wil voorsien. Waar God vir jou 'n inheritance het. This means more than just being a part of a church, but observing all the protocols governing it. Né? God is pictured here as a father of the fatherless. Fatherlessness is the condition of an orphan who is without nurture, training, discipline, or purpose. Fatherlessness is the curse of the current generation. To break social and spiritual curses, God has a remedy, which is a turning of the hearts of fathers to sons and then from sons to fathers. God het 'n oplossing vir hierdie vloek. Dis van Malagi 4 vers 5 tot 6. Hy sê anders sal ek kom en die land met 'n vloek tref. So God se oplossing vir die vloek. En weet jy wat, as jy na die wêreld kyk, jy hoef nie ver te kyk voor jy dit besef nie. Die vloek vandag in die wêreld is fatherlessness. Dis regtig so. Dis regtig so. Gaan kyk maar mense se lewens. Hoe hulle lewe, wat hulle doen en so aan. Dis baie hartseer, maar dit het begin of dit het gekom deur die verbreeking van die familie en die huisgesin. As a father to the fatherless, God takes the lonely or solitary and sets or places them in families. Ek gaan dit weer lees. As a father to the fatherless, God takes the lonely or solitary and sets or places them in families. The Hebrew word for solitary implies a singular or only son. The father takes a sole or individual son, sets that son in a corporate context called family. Consequently, on the one hand, there is no prison or bondage to any vice or lack, but only prosperity. On the other hand, here in family, there is no rebellion or barren land, no lack of fruitfulness and blessing. When you find your spiritual father now positioned, obedient to the word of grace he teaches, sincerely love your other brothers and sisters in this spiritual family, luister mooi, laaste sin, you start to break out from bondage and lack.
Dis die manier wat God het om vir ons te voorsien. This is a great key and central to the design of God for your well-being. Sê gou amen. Sê vir die ou langs jou, dit is so. God het 'n manier hoe hy vir ons voorsien. As hy sê, ek sit die widow en die orphan, ek het 'n manier, ek sit hulle in families. Ek het 'n familie, ek het 'n huis, waar daar vir hulle voorsiening, waar daar vir hulle covering is. Hoekom sal ons langer in rebellie leef? The rebellious will live in a dry and parched land. Ek het dit al gesien. Geestelik en fisies, ek het hierdie goed met my eie oë gesien. Jy kry ouens wat te slim is, hy't so slim vir die Here ook. Maar weet jy, in sy gees gaan daar later aan niks aan nie. Niks, hy's droog. Niks. God het vir ons 'n metode van voorsiening. Ouens, kom ons bou reg. My gebed, my pleidooi by julle is, kom ons bou reg. Laat julle self soos lewende stene inbou. Inbou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord vanmôre. Ek wil bid dat U in hierdie gemeente 'n baie sterk gebou sal bou, wat niks sal kan aantas nie, Here. Want U het gesê, the church I will build, the gates of hell shall not prevail against it. Here Jesus, kom bou U kerk. Kom bou U kerk en ons weet U doen dit deur mense. Kom bou dit deur mense wat U hier gestel het en kom bou dit in mense se lewens in wat U hiernatoe geroep het. Ons dankie in die naam van Jesus Christus. Amen.